Monique, ek dink wat hulle gepraat het 'n bietjie oorsigh gegee oor kognitiewe grammatika wat onderdeel is van kognitiewe lingwistiek, maar hopelik kan ek volgende jaar 'n bietjie meer daarop uitbrei as ek resultate ook het. Goed, so net voor ek begin met die Bybel in Afrikaans, wil ek net my doelstelling aan julle voorlê vir my skripsie. So wat ek basies wil doen is, ek wil 'n bruikbare subkategoriseringssysteem vir die Bybel daarstel, en so om dit te doen wil ek 'n korpusondersoek doen, so ek gaan Java Afrikaanse taalkorpus gebruik, en dan gaan ek basies kyk na al die woorde wat as bywoorde gemerk is, en dan gaan ek kyk na hulle morfosyntaktiese gedrag, soos waar hulle in sinne staan en hoe mense bywoorde gebruik, en op grond daarvan wil ek dan kyk of daar reëls is wat ek kan vasstel, om dan volgens die reëls 'n subkategoriseringssysteem vir die Bybel te kan ontwikkel. As dit nie so effektief werk nie, gaan ek dan kyk na die semantiese eienskappe van bywoorde, en daardeur gaan ek dan kognitiewe grammatika as 'n teoretiese raamwerk gebruik om die semantiese eienskappe te ondersoek. Net ook 'n bietjie konteks van my navorsing, so voordat ek eintlik kan begin praat oor die Bybel as 'n woordsoort, wil ek ook net eers praat oor hoe woorde normaalweg in woordsoorte ingedeel word. So normaalweg word woorde in 'n woordsoortklas ingedeel volgens hulle morfosyntaktiese eienskappe. So as jy byvoorbeeld, ek het die voorbeeld van 'n naamwoord gebruik, as jy 'n woord sien wat as 'n onderwerpende sin gebruik kan word, meervoudsvorm, diminutief vorm of diminutiewe meervoudsvorm kan neem, dan weet jy dit is 'n naamwoord, en dit is wat eienskappe wat geleer het op skool om 'n naamwoord byvoorbeeld te identifiseer. Dan kan woorde ook verder, volgens hulle semantiese eienskappe in woordsoortklasse ingedeel word, en ook verder in verdere subkategorieë. Maar dit raak dan nou 'n bietjie problematies, en as jy byvoorbeeld kyk na die taalwoord as 'n woordsoort, kan die taalwoord baie, byvoorbeeld die funksiegetal adjektief of bywoord, maar omdat die semantiese waarde van die semantiese betekenis van baie taal, word baie dan as 'n taalwoord geklassifiseer. As ons dan kom by die kategorisering van die Afrikaanse bywoord, of die subkategorisering, sien ons dat dit meestal op semantiese eienskappe gekategoriseer word. En dit is dan problematies, omdat verskillende taalkundiges verskillende subkategoriseringssysteeme onderskei. En dit gebeur omdat betekenisnuances volgens een linguïst onder een kategorie volgens 'n ander twee verskillende kategorieë moet wees. En dit is omdat daar nie presies bekend is watter semantiese eienskappe in ag geneem behoorde word wanneer bywoorde gesubkategoriseer word nie. En dit is ook omdat daar geen teoretiese raamwerk eintlik gebruik word wanneer bywoorde volgens semantiese eienskappe gesubkategoriseer word. En dit word eintlik maar meer gedoen volgens die taalkundige se eie oordeel. En dan bywoorde is 'n kategorie ook met baie heterogene morfosyntaktiese gedrag. En dis ook waar ek nou 'n bietjie meer gaan uitbrei. En omdat bywoorde so heterogene morfosyntaktiese gedrag toon, neig taalkundiges dan eerder om bywoorde te kategoriseer volgens semantiese eienskappe, omdat dit makliker is om dit volgens hulle eie oordeel kategorieë te identifiseer. Dan gaan nou weer terugverwys na Tron toe. Sy was die laaste taalkundige wat in 1964 ordentlike studie al gedoen het van die Bybel in Afrikaans, en sy het op die einde 42 groepe Bybel geïdentifiseer. En net om te dink aan 42 groepe is net, as mens dink op skoolvlak, mens kan nie met so 'n subkategoriseringssysteem werk nie. Goed, dan as ons nou kyk na Bybel as 'n kategorie met heterogene gedrag, as ons kyk na Bybel as 'n vorm, kan Bybel dui op meer as een betekenis. Bybel kan ook praat van vergelyking neem, net soos adjektiewe, en dan kan dit ook, ander woordsoorte kan ook by woordelik optree. Goed, as ons dan kyk na bywoorde se funksie, kan hulle ook in enige sinne voorkom, dit hoef nie in 'n sin voor te kom nie. Bywoorde kan ook byna enige plek in 'n sin staan, en byna enige ander woordsoort bepaal, as jy kyk na voorbeelde. En dan kan bywoorde ook gebruik word om aspek en tyd aan te dui. So in Afrikaans is daar slegs net twee tye, naamlik teenwoordigheid en verlede tyd wat grammatikaal aangedui word. So as ons toekomende tyd wil aandui, maak ons gebruik van bywoorde, soos byvoorbeeld
verstaan dat die Bybel van wyse is. En soos wat ek nou reeds het gesê, die Bybel van my tyd is eintlik maar 'n probleem wat al intree, waar daar geen eenstemmigheid is. So hier is maar net 'n paar van die onderafdelings met 'n paar voorbeelde wat ek gegee het. Dan wat Bybel van frekwensie en waarskynlikheid was so van die kategorieë wat enkel is geïdentifiseer het. Dit is nie kategorieë soos tydplek, wyse wat byna elke dalk en geïdentifiseer het nie. So dit is ook weer eens iets wat opgekom het dat dit kategorieë wat net sekere mense identifiseer, nie almal identifiseer nie. So wat maak is dan die kategorie? Soos wat ek ook gesê Bybel van ken, sommige is as 'n aparte kategorie geklassifiseer. Toneel is dit ook verder onderskeid gemaak tussen negatiewe Bybel van tyd en negatiewe Bybel van plek. Dan ook Bybel van skakel het, was daar ook net enkeles wat hierdie kategorie geïdentifiseer het. Van skool het 'n bietjie verder ingegaan en Bybel van skakel 'n bietjie meer in diepte gaan identifiseer. Maar ja, soos ek sê, nie almal het dit gedoen nie. Dan Bybel van vergelyking met vraende Bybelde. Soos wat ek in die begin gesê het, vraende Bybel was ook een van my kategorie wat as 'n aparte kategorie geïdentifiseer is en nie onder modaliteit val nie. En dan 'n Bybel van vergelyking en woorde was ook wat ek een of twee dalk gesê het genoem, maar weer eens wat doen mens met daardie kategorie? Moet daar voorbeeld op 'n ander kategorie aanpas, wat doen ons? En dan het weer ander Bybelde met 'n paar voorbeelde wat ons geïdentifiseer het. Dan is hierdie nou uiteindelik Tron se poging tot 'n subkategoriseringssisteem wat hulle uitgewerk het op 42 groepe Bybelde. So ja, soos wat mense kan sien, is dit eintlik, dit lyk baie kompleks, nie eintlik 'n maklike sisteem waarmee mense kan werk, veral as mense net op skoolvlak ook nie. Maar die is tog sekere groepe wat mense erken, soos wyse woorde, intensiteitswoorde, modale plek en tydwoorde. Ja, en sy is die enigste taalkundige wat ook eintlik 'n bietjie van 'n teorie gebruik het om haar navorsing te doen. Om die kategorieë, sy het ook 'n korpus gebruik, waarvan sy die Bybel in kategorieë probeer plaas het. Maar ja, soos wat ons kan sien, het dit nie eintlik tot 'n bruikbare subkategoriseringssysteem gelei nie. En dit is ook hoekom ek op die einde meer na kognitiewe grammatika toe gaan neig om die semantiese eienskappe te ondersoek van die Bybel te